Goeiemôre, baie welkom by vandag se oordeenking. Kom ons buig net die hoofde saam in gebed. Here, vorm my asseblief vandag opnuut deur die woord. Amen. Ons voorlesing vanmôre is vanuit 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 11. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik, en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlike gawe uitdeel, soos hy wil. Paulus verdeel die dinge wat God drie-enig aan gelowiges gee in 3 groepe. Die Gees gee genadegawes, die Here gee bedieninge en God gee kragtige werkinge. Direk daarna gee hy voorbeelde van elkeen, maar hy skryf dit alles toe aan die Heilige Gees. Ek aanvaar dat hy op hierdie manier gelowiges se verdeeldheid oor die drie-eenheid ook aanspreek. Ons moet nie dink omdat ons sekere gawes aan die Gees toeskryf, bedieninge aan die Here en kragtige werke aan God, dat die een belangriker is as die ander nie. Alles kom van een en dieselfde Gees. Die Korintiërs se verdeeldheid is 'n gevolg van hulle wanbegrip van God. Wat is dit wat die kerk op aarde nog steeds verdeel? Is deel daarvan nie juis nog steeds geskille oor genadegawes, bedieninge en kragtige werkinge nie? Paulus stel later hierdie tema van genadegawes, bedieninge en kragtige werkinge weer op in die bekende hoofstuk 13, wat alles onder liefde verenig. Die voorbeelde wat hy daar noem pas in by hierdie drieledige verdeling. Daar leer hy dat liefde sin, rigting en vreugde verskaf aan genadegawes, bedieninge en kragtige werkinge. Daar is net een God, die God van liefde. En daarom moet ons as eenheid in liefde handel met alles wat die Gees aan ons gee, volgens sy wil. Kom ons bid saam. Here, bind asseblief u kerk op aarde met u liefde saam. Amen.